Dis Sabrina. Die eerste ding wat ek gesien het is soos 'n kroon, want ek het soos 'n rooi kop gesien en ek kon julle nie lekker sien op stage nie. Maar toe sien ek 'n kroon en ek ervaar regtig 'n Vader sê soos hy sit 'n kroon op jou kop vanaand en die kroon se kleur is goud, net dat jy weet. Maar ek dink regtig soos dat jy kan voel soos royalty. So Sabrina, ons gaan jou nou doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ons gee vir hulle hierdie watertjie, net as 'n remembrance van die besluit wat hulle vandag gemaak het. Dis net gewone water, dis nie holy water of iets nie. Sê wel dan. Wie is die eerste? Kom. Hier is Jaden en hier is sy pa Jacques en sy pa gaan vanaand saam met my sy seun doop. Jaden, die woord wat ek vanaand vir jou ervaar van die Here af is, ek sien hierdie jong seun wat op 'n fiets ry. En jy het nog hierdie kantwielietjies op, jy weet daai wat jy, en dan as jy dit afval, dan val jy eers 'n paar keer. En ek ervaar hoe die Here vanaand wil sê, jy het nou al 'n paar keer geval met daai fietsie toe die wielietjies afgekom het. Maar jy is nou op 'n plek in jou lewe waar daai fiets nou kan self ry. Moenie meer so worry oor die kantwielietjies nie. God gaan jou reg ophou. Waar ook al God jou stuur met daai fiets, gaan hy jou reg ophou. Jy het nie die kantwielietjies nodig nie. Hy hou jou reg op. So hou op so fokus om heeltyd die kantwielietjies te wil terugsit. Fokus op die Here, kyk vorentoe, kyk vooruit in die planne wat hy vir jou lewe het. So van ons sê die Here vir jou, klim op daai fiets en trap hom voluit. Haal die kantwielietjies af. Jy het dit nie nodig nie. So Jaden, ons gaan jou nou doop in die naam van die... het jy ook iets, sorry. Sorry, voor ek begin. Het is toe jy ingeloop het, het jou oë maar dadelik gevang en is soos asof ek see in die water en ons gesien het en regtig my gevoel soos is die vensters van 'n siel, maar dat mense dalk jou mooi siel gaan sien, maar jy ook dieper in hulle siel gaan kyk. Ja, so net. So ons doop jou nou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Chamonix. So ja, die prentjie wat ek gekry het, is soos baie pers en blou blomme en dit is net soos oorweldiging, al die kleure wat ek sien en ek ervaar net soos hoe ek weet nie, die Here net soos he wants to bring out the color in you, soos dat jy toe sal laat dat mense jou kan sien en die dinge in jou lewe kan sien, maar ook die kleur, soos al die mooi wat hy in jou sien, dat ander mense dit ook sal begin raak sien, maar eintlik dat jy sien hoe mooi hy jou sien. Soos ek wens ek kon vir jou skilder hoe mooi dit is. Dit is net soos pers en blou blomme en dit is soos 'n hele canvas vol en ek voel net die Here sê regtig soos vanaand, soos jy is special vir hom en jy's pragtig. En moenie dit wegsteek nie. So Chamonix, ons gaan jou nou doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Goeie entrance, Quintus. Quintus, ek ervaar regtig 'n woord vir jou van die Here af van waar jy's hierdie stil ou, maar die Here wil iets in jou wakker maak wat so borrelend gaan wees. Die Here wil deur jou lewe doen, net soos jy nou hier deur die gordyne amper geval het. Wanneer jy in 'n vertrek inloop, moet mense God sien voor hulle jou sien. En ek ervaar die Here vanaand vir jou sê hy's besig om daai wakker te maak binne jou.
maar jy moet dit nie afdruk nie. Jy moet dit nie onderdruk nie. Laat toe dat die Here daai ding binne jou wakker maak, daai sprankelende persoonlikheid, daai borrel van liefde, daai borrel van hoop wat jy in gaan bring. Jy gaan nou ou wees wat in 'n vertrek en stap en mense gaan hoop sien. As Quintus instap, dinge gaan oukei wees. Maar God sê vanaand vir jou, maak hy lid oop hou. Laat dit uitkom. Hy wil klomp mense deur jou lewe na hom toe lei. God wil deur jou klomp dinge doen. Laat toe dat hy dit doen. So, ek het dadelik toe jy ingekom het net soos 'n fietsryer gesien en ek ervaar net soos hierdie persoon wat trap en trap en trap en jy klim by die berg op en jy trap en trap en trap, maar ek ervaar soos die opdronde is nou erg, maar dis okay wanneer die afdronde kom en dan is dit lekker want dan vrie meeste mense, behalwe mense wat mal is, maar ek voel regtig soos hoe die Here sê, soos vat hierdie tyd en leer meer van my, sodat wanneer jy by die afdronde kom, dit nie net 'n impak op jou saai nie, maar op almal om jou. So Quintus, ons doop jou nou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Rikas, dis 'n lekker naam, Rikas. Rikas, die woord wat ek jou ervaar is, ek sien 'n jong Dawid, en waar Dawid nog net 'n skaapwagter was, en hy het nog nie geweet die groot roeping wat die Here in sy lewe gehad het nie. En Rikas, ek sien jou in 'n situasie waar jy besig is om die skape op te pas, en doen wat jy moet doen, en jy is head down, jy doen dit, jy doen nie regtig goed, jy pas die skape op, maar ek ervaar hoe God jou voorberei om Goliat te gaan verslaan. En wat ook al daai Goliat gaan wees in jou lewe, moet jy voorberei. Maar jy sien, baie mense dink Dawid het net daai sling opgetel en geslinger en nagaan. Nee, hy het geoefen in die agtergrond. Daai ou het bome in 2 geslinger en geoefen. Want die dag toe Goliat voor hom staan, het hy geweet waar sy krag vandaan kom. So God is besig om jou voor te berei vir groot dinge vir sy koninkryk. Maar jy moet die werk insit en jy moet die oefening insit. En eendag gaan 'n oomblik kom waar hy sê, Rikas, hier staan Goliat, is jy reg vir hom? So ek het al schrik gekyk. Okay, jy ken die gingerbread mannetjies. Dis die eerste prentjie wat ek gesien het. Maar wat ek ook gesien het is baie keer soos hierdie ginger mannetjies is of iemand raam eet en dan is sy been af, dan moet die biker weer 'n nuwe been bak en dit vasmaak en wat ek ervaar het met dit is die Here sê maak nie saak wat mense vir jou sê of hoe hulle jou seermaak of hoe dit voel of hulle jou breek nie, hy is jou bakker. Hy is die een wat jou aan mekaar gaan sit, hy is die een wat jou heel gaan maak. So alles wat jou seer maak, soos gee dit vir hom want hy gaan jou heel maak en al hierdie is, ek stem saam met hom 'n proses vir jou om te leer vir die groter fight met Goliat. Hier is nou nie baie spotlight nie, hier is Jilsje, dis Rikas se sussie, sy het ook vir hom woord wat sy graag wil deel. Ek wou eintlik hierdie na die tyd met jou deel, maar ek gaan dit nou deel, want almal moet hoor hoe ek jou sien. So hy is my klein boetie, hy is nie baie klein teenoor my nie, maar hy is my klein boetie. Ek het gisteraand, soos ek vir jou bid vir vandag, het ek net lig gesien. En soos ek my Bybel oopmaak, toe kom ek op 'n versie af. You are the light of the world. A city built on a hill will not be hidden, nor will a lamp, nor do they light a lamp and put it under a basket. They put it on a lampstand. En ek sien hoe jy in die wêreld ingaan en daai lig wat jy het so helder skyn. Die persoon wat jy is, waar jy staan en dans in die kombuis op Christelike liedjies. Jy gaan daai impak op ander mense se lewens hê, soos wat jy elke dag op myne het. Ja. Amazing. So Rikas, ons gaan jou nou doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees.
a girl, is it a girl? Lachelle, yes, Lachelle. Lachelle. Okay. So, wat ek net ervaar het, is soos Cinderella. 'n Cinderella prentjie met soos 'n helder blou rok met so sparkles en blink en goed. Maar die ding van Cinderella is voor sy prinses was sy sleg hanteer en sy moes goed skoon maak en sy moes goed doen en sy het gevoel soos alles wat sy doen maak haar eintlik moeg en sy het dit altyd met 'n smile gedoen, maak nie saak hoe hard die wêreld na toe geslaan was of wat ook al nie, en so het sy verander in hierdie prinsesse en met dinge wat verander het, en ek voel soos maak nie saak hoe hard goed is nie, soos jy pak dit aan en jy vat dit aan en dalk voel dit vir jou die Here mis dit, maar hy mis nie wat jy van hom vra nie, hy mis nie wat jy vir hom sê nie, hy hoor alles, hy sien alles en hy is besig om jou te vorm in daai Cinderella wat gaan spakel, wat gaan dinge doen en net nie gaan omgee oor wat ander mense dink nie, maar regtig soos die Here volg. So solank as wat jy jou oë op hom hou, sal jy altyd daai spakel wees. So Lachelle, ons gaan jou nou doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Josua. Het jy al die boek gelees van Josua? Die wat van hom? Ek ervaar die Here wil in jou lewe 'n skuif kom maak. Ek weet nie waar daai skuif is nie. Maar ek ervaar ons 'n plek waar jy nou in die lewe is en waar die Here gaan kom en hy gaan Josua hier vat en hy gaan hom hier neersit. So daar gaan iets in jou lewe gebeur. En die Here maak hy skuif intentioneel, laat jy kan besef hoe lief hy vir jou is. Laat jy kan besef dat jy 'n seun van God is. Die wêreld gaan dalk kom van die kant af en jy wil terugskuif na daai posisie toe, maar God sê vanaand vir jou, as ek jou geskuif het, staan vas. Moenie wankel nie. Staan sterk, wees gegrond. En ek gaan amazing dinge deur jou lewe doen. En daai skuif gaan dalk bietjie ongemaklik wees. Jy weet, as jy goed rondskuif, as jy 'n bank van een plek na 'n ander, jou rug geseer, stamp dalk jy toon teen die ding, of wat ook al. Maar as daai skuif gebeur, gaan die Here deur jou dinge kom doen. En jy gaan daai vriend wees wat waarheid oor mense se lewens gaan spreek. Jy gaan daai vriend wees wat die integriteit en die karakter gaan bring in jou vriendekring. As jou vriende van die pad afdwaal, gaan jy die een wees wat sê, nee ouens, kom ons trek terug. Kom ons kom by die Here uit. Ons is 'n meer groep as hierdie. En dis die vriend wat die Here jou roep om te wees. Vrouens. Sorry. Die afloop is dadelik surfer vibes. Maar ek ervaar hierdie prentjie van jou wat so surf en jy is soos op hierdie water en dan partykeer tipe jy om en jou surfboard onderste bo en jy is onder dit en jy voel so 'n bietjie vasgevang en jy moet weer opklim. Maar in dieselfde tyd dan sien ek soos hoe ek weet nie hoe die Here jy net vat en jy floreer. Dit is asof daai golf kan om jou gaan, maar hy gaan nie aan jou raak nie. En jy gaan soos jy gaan net saam met daai water en die liedjie wat baie by my nou opkom is Oceans van Hillsong, so gaan luister dit. Waar die Here jou roep na die water toe en soos loop op die water, vertrou genoeg op my. So ek voel hy sê soos vertrou genoeg om te weet ek beskerm jou in enige situasie en jy kan enigiets doen wat jy wil aanpak. So Josua, ons gaan jou nou doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Christo, ek sien hoe jy in die middel van 'n tornado staan en daai tornado spin en daar's klomp goed in daai tornado, van die onderkant tot die bokant. Daar's mense, daar's dinge wat in hierdie tornado
spin en jy probeer by elke ding uitkom. Jy staan en gryp en jy draai hier gryp en jy draai daar gryp, maar daai ding bly net draai. Maar jy is so gefokus om op daai tornado te spring en die goed uit die tornado uit te gryp, dat jy vergeet dat God is besig om jou gegrond te hou, laat die tornado jou nie saamvat nie. En ek ervaar vanaand toe God vir jou sê, staan vas in daai tyd, want op 'n stadium gaan daai tornado weggaan. En jy gaan daar bly staan. Daai goeders gaan dalk weg wees, maar jy gaan nie een wees wat bly staan. En ek ervaar dat daar so even van 'n seer is wat in hierdie tornado besig is om te gebeur ook. Daar's 'n seer wat jy voel ook heeltyd om jou is en jy kan net nie daai seer laat gaan nie. God sê vanaand vir jou, ek is jou vertrooster. Ek is die lewende God wat binne jou lewe. Vergeet van die tornado om jou. Fokus op my binne jou. En ek sal jou gebruik om 'n tornado weg te vat. En dis wat ek vanaand vir jou ervaar. Sorry. Ek weet nie of jy Cartoon Network ooit gekyk het, maar Dexter, ken jy Dexter? Dit is so scientist, ons is oud. Maar dit is so scientist mannetjie en soos hy's baie slim en hy invent al hierdie goed en ek ervaar soos dat jy nie jou volle potensiaal, jy laat nie toe om jou volle potensiaal te gebruik nie. Soos ek ervaar daar's soveel meer in jou. Soos hierdie Dexter is so klein mannetjie en cartoon, maar hy kon soos baie goed invent en hy het verder gedink en nuwe goed probeer en als. So ek ervaar dat die Here sê soos hou stop hiding away. Soos hou wegsteek wie jy is, want jy het soveel potensiaal. Jy kan soveel meer bereik. Soos just let it be, doen dit net, vat dit net, ja, doen dit net. So Christus, ons gaan jou nou doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Hendrie, ek dink in jou lewe, as ek na jou lewe kyk, en ek sien die jong man wat jy al is, met die hoeveelheid wysheid wat jy mee lewe, jy het soveel wysheid en soveel kennis in jou lewe, en ek ken al so 'n bietjie jou agtergrond, en ek ervaar hoe die Here vanaand vir jou kom sê, ek weet nie of jy al, ja, Gladiator is 'n baie ou movie, maar aan die begin van die movie of so, dan bestaan maar loop 'n ou so met sy hande so deur die gras. Dan vryf dit net so. En ek ervaar hoe God jou in 'n veld sit en waar jy besig is om 'n jong seun ook net so te loop met jou hande. En jy voel die gras net so. En het jy die absolute vrede oor jou lewe. Maar God sê ook vanaand vir jou, daar gaan 'n tyd kom waar die gras nie meer daar gaan wees nie. Daar gaan jy jou hande moet wegvat. En dan gaan jy moet opstaan, en jy gaan die vyand moet face. En jy gaan moet opstaan vir die Here, en jy gaan moet vir hom veg, in die oorlog, nie fisies nie. Maar jy gaan oorlog vir die Here maak, met liefde, met vrede, met genade. En jong mans gaan deur jou lewe, en jou storie gered word, vir God se koninkryk. So verstaan jy vanaand, die calling wat God oor jou lewe gespreek het. So geniet die gras, geniet die vingers daar. Maar die dag as die Here vir jou sê, staan op vir my, dan moet jy voluit gaan. En jy gaan 'n legacy agterlos in soveel jong man se lewens, oor God se liefde wat deur jou gaan vloei. So die eerste ding wat ek gevoel het, is jy het heeltyd al weggekruip en vir almal anders kans gee, jy is bly net soos heeltyd agter en wat ek ervaar met dit is asof jy wil weg bly agter almal en alles. En ek sien net hoe die Here soos hierdie lig om jou sit, soos dit is helder, dit is skyn so om jou, soos oral, dit is net soos aansteeklik. En ek stem saam met wat Jady vergeet, soos ek ervaar hoe daai lig so aansteeklik is dat dit mense om jou gaan aansteek. So moenie bang wees om jouself te wees nie, moenie bang wees om goed te probeer nie, moenie bang wees om iets anders te doen nie. Maar ek ervaar regtig dat daai lig is net soos dit is so helder, soos ek wens jy kon dit sien, soos dit is hoe helder dit is.
So Henry, ons gaan jou nou doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ek weet. So Eileen vir jou, soos nou natuurlik daar staan net te sien ek soos hierdie pink blommekroon net so om jou en hierdie pink rokkie en alles is net pink en dit represent vir my net so in jou maat pink aan. So is dit pink, dit lyk pink. Maar ek ervaar net soos hierdie sagtheid, maar ook hierdie mooiheid en ek dink jy kan baie ekstroverties wees en jy kan baie introverties wees, maar jy's altyd ordentlik. En ek ervaar regtig net hoe die Here sê, soos hy sit hierdie kroon op jou en hy sien hierdie blomme om jou en ek ervaar net daai pink sagtheid gaan net soveel mense aanraak. Eileen, ek ervaar hoe jy, as 'n klein dogtertjie, hoe Jesus jou in sy arms vashou. En hy kom en hy sê vanaand, jy is my dogter. Net so gesê, jy is gekroon. Jy hoef jouself nie te bewys nie. Ek is lief vir jou, vir wie jy is. En ek dink, daar is 'n groot calling oor jou lewe ook. Met hoe jy uitstap, hoe die mense direk vir jou cheer. Jy het 'n impak op mense se lewens. Jy het 'n platform waar jy lewe kan spreek in soveel jong ander meisies se lewens. Maar God sê vanaand, voor jy dit doen, kom sit jy in my arms. Ek wil jou vashou. Ek wil vanaand vir jou kom wys hoe lief ek vir jou is as my dogter. En dan gaan hy op 'n stadium jou so laat gaan en sê, daar gaan jy my dogter. Gaan wen na jong girls se harte vir my. En dis wat ek ervaar vir jou vanaand. So Eileen, ons gaan jou nou doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Hier is die laaste een wat ons doop vanaand. Jaden Lee van der Westhuizen. As julle nou ooit 'n ou gesien het wat maklik kan huil, is dit hier jou. Maar Jaden, dit is deel, ek dink dit is deel van die woord wat die Here vanaand vir jou wil gee. Ek dink hy het vir jou 'n sagtheid gegee wat baie mans probeer van haar weghardloop. Ek dink jy daai sagtheid embrace van dat 'n man nie altyd net hoef sterk te wees nie. Jy kan huil. Jy kan foute maak. Jy kan twyfel. Maar ek ervaar hoe die Here vanaand jou opstel in 'n nuwe seisoen van jou lewe en waar jy ander jong manne gaan bereik met hierdie sagtheid. Dalk so vriende of mense in jou lewe wat so hard en so rou en so bar is en jy gaan 'n jong man wees wat in hulle lewe gaan intree en sê, hey man, dis okay. Ek sal saam met jou huil. Ek sal saam met jou deur hierdie seisoen stap. Ek sal daar wees om jou vas te hou wanneer dit voel of die hele wêreld vergaan. En dis wat die Here vanaand vir jou kom sê. Hou vas aan daai sagtheid wat ek vir jou gegee het. Dit maak jou nie swak nie. Dit maak jou eintlik nog meer sterk. So gebruik dit. Moenie dit as 'n weakness sien nie. En ek dink jy het soveel liefde in jou hart. En ek het dit al gesien. En die Here wil daai liefde gebruik om ander jong manne se harte te verander met die liefde wat hy in jou hart gesit het. So moet nooit skaam wees oor hoe jy mense liefhet nie. Want eendag wanneer jy nie meer is nie, gaan jy 'n legacy agterlos vir soveel ander mans. En jy gaan vir hulle die voorbeeld wees van hoe lyk ware liefde vir vriende, vir vriendinne en eendag vir jou vrou en vir jou kinders. Gaan jy die voorbeeld wees van ware liefde vir soveel mense. So hou vas aan dit, moet dit nie verloor nie. Toe jy instap toe beleef, ek het dadelik daai armor of God, soos ek sien hoe jy soos geklee is met die bors en die helmet en hoe jy net soos heeltemal soos 'n soldaat aangetrek is. So ek beleef dit baie sterk en ook dat jy soos die wapenrusting gaan lees oor dit en trek hom elke dag aan, want dit gaan jou soos guide vir goed. Maar ek ervaar net regtig soos hierdie warrior, soldaat wat jy is. So Jaden Lee, ons doop jou nou in die naam van die Vader,
die Seun en die Heilige Gees.